1 Samuel 19. Saul het sy seun Jonathan en sy amptenare aangemoedig om Dawid te vermoor. Maar omdat Jonathan en Dawid boesemvriende was, sê hy vir Dawid: "My pa wil jou doodmaak. Wees baie versigtig. Môreoggend moet jy in die veld gaan wegkruip. Ek sal daar by my pa gaan staan en hom oor jou uitvra. Dan sal ek jou laat weet." Jonathan het toe 'n goeie woord vir Dawid by Saul gedoen en gesê: "Die koning moenie sondig teen u onderdaan Dawid nie. Hy het niks wat sleg is teen u gedoen nie, maar net goeie dinge. Trouwens, hy het sy lewe op die spel geplaas en die Filistyn doodgemaak. Daarmee het die Here 'n groot verlossing vir die hele Israel bewerk. U het dit gesien en was saam bly. Hoekom sal u sondig en onskuldige bloed vergiet deur Dawid sonder rede dood te maak?" Saul het na Jonathan geluister. Hy het 'n eed afgelê: "So waar as die Here leef, hy sal nie doodgemaak word nie." Daarna roep Jonathan vir Dawid en vertel hom alles. Hy het Dawid na Saul toe gebring en Dawid was in Saul se diens soos voorheen. Daar het weer oorlog uitgebreek. Dawid en sy manskap het teen die Filistyne gaan veg. Die slagting was groot en die Filistyne het van hom af weggevlug. Maar die bose gees wat die Here gestuur het weer oor Saul gekom. Hy het in sy huis gesit en sy spies was in sy hand terwyl Dawid op die lier gespeel het. Saul het Dawid met die spies teen die muur probeer vaspen, maar Dawid het gekoes sodat die spies in die muur vasgesteek het. Daardie nag het Dawid gevlug. Saul stuur toe soldate om wag te hou oor Dawid se huis en hom in die oggend dood te maak. Maar Dawid se vrou Mikal waarsku hom: "As jy nie vannag nog vlug nie, sal jy môre sekerlik doodgemaak word." Mikal het Dawid deur 'n venster laat afsak sodat hy kon wegkom en vlug. Daarna neem sy 'n huisgod, laat lê dit op die bed met bokkar by die kop en gooi dit toe met 'n kombers. Toe die soldate kom om Dawid te vang, sê sy: "Hy is siek. Bring hom dan met bed en al sodat hy doodgemaak kan word," sê Saul. Die soldate het ingekom en daar kry hulle 'n huisgod op die bed met bokkar by die kop en end. Saul sê vir Mikal: "Hoekom het jy my bedrieg deur my vyand te laat ontsnap?" Mikal antwoord: "Ek moes, want hy het gedreig om my dood te maak as ek hom nie help nie." Dawid het gevlug en met Samuel in Rama aangekom. Hy het hom alles vertel wat Saul aan hom gedoen het. Samuel en Dawid het toe in die profete kwartiere gaan woon. Dis aan Saul vertel: "Dawid is in die profete kwartiere in Rama." Toe stuur Saul van sy mense om Dawid gevange te neem. Daaraan gekom sien hulle die groep mense wat met Samuel as leier soos profete optree. Die gees van God kom toe oor Saul se boodskappers en hulle het self soos profete begin optree. Dit is aan Samuel meegedeel sodat hy ander boodskappers gestuur het. Hulle het egter ook soos profete opgetree. Saul het weer mense gestuur, maar dieselfde het ook met hulle gebeur. Toe gaan hy self na Rama toe. By die groot opgaardam in Seko aangekom, vra hy: "Waar is Samuel en Dawid?" "Hulle is in die profete kwartiere in Rama," was die antwoord. Op pad daarheen het die gees van God oor Saul gekom sodat hy tot in Rama soos 'n profeet opgetree het. Hy het self sy klere uitgetrek terwyl hy soos 'n profeet voor Samuel opgetree het. Die hele dag en nag het hy daar sonder klere gelê, sodat die mens gevra het: "Wat, is Saul ook tussen die profete?" 1 Samuel 20. Dawid vlug toe uit die profete kwartiere in Rama en kom by Jonathan aan. Hy vra hom: "Wat het ek gedoen? Wat is my oortreding? En wat het ek teen jou pa verkeerd gedoen, dat hy my lewe soek?" "Nee," antwoord Jonathan, "jy sal nie doodgemaak word nie. Kyk, my pa sal niks groot of klein doen sonder dat ek dit weet nie. En hoekom sal my pa so iets vir my wegsteek? Nee, dit is nie so nie." Maar Dawid het onder eed gesê: "Jou pa weet dat ons goed bevriend is
en toe dink hy, ek sal dit nie vir Jonathan sê nie, sodat ek hom nie seer maak nie. Wees verseker, sowaar as die Here en jy leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Wat jy ook al voorstel, sal ek vir jou doen, sê Jonathan. Dawid antwoord hom, kyk, dis môre nuwe maan. Ek behoort saam met die koning aan tafel te sit. Stuur my weg, dat ek in die veld kan wegkruip tot die 3de aand. As jou pa oor my navraag doen, moet jy sê, Dawid het dringend gevra om na sy tuisdorp, Bethlehem te gaan, sodat hy daar die jaarlikse feesviering saam met sy familie kan vier. As hy sê, dis goed, beteken dit ek is veilig. Maar as hy baie kwaad word, moet jy weet, dat hy reeds besluit het, om my om die lewe te bring. Wys dat jy aan my getrou is, want jy het voor die Here 'n verbond met my gesluit. As ek teen jou pa oortree het, moet jy myself doodmaak. Dit sal dan nie nodig wees om my aan jou pa uit te lewer nie. Nooit, sê Jonathan. As ek seker is my pa het vasbesluit om jou dood te maak, sal ek jou beslis daaroor inlig. Dawid vra toe, wie sal vir my vertel of jou pa kwaad geword het of nie? Kom saam na die veld toe, sê Jonathan. Hulle gaan toe saam daarheen. Jonathan sê vir Dawid, sowaar as die Here, die God van Israel leef, ek sal môre hierdie tyd of oormôre met hom praat. As hy gunstig oor jou praat, sal ek jou laat weet. Indien nie, mag die Here met my afreken as ek jou nie gewaarsku en veilig wegstuur nie. Mag die Here met jou wees, soos hy by my pa was. As ek dan nog lewe, moet jy my behandel met die troue liefde van die Here, sodat ek nie doodgemaak word nie. Wees getrou aan my familie, selfs wanneer die Here jou vyande een vir een van die aarde af wegvee. Mag die huis van Dawid nie Jonathan se familie uitroei nie. Anders sal die Here Dawid deur middel van sy vyande vergeld. Jonathan het sy eed van vriendskap met Dawid hernie, want Jonathan was besonder geheg aan hom. Hy het hom liefgehad soos homself. Jonathan sê verder, môre is dit nuwe maan. Jou afwesigheid sal opval omdat jou sitplek leeg sal wees. Op die 3de dag moet jy teen die aand na die plek gaan waar jy voorheen weggekruip het. Wag daar by die kliphoop. Ek sal kom en 3 pyle daarheen skiet, asof ek teiken skiet. Ek sal dan 'n seun stuur om die pyle te gaan soek. As ek vir hom sê, hulle is aan die diskant, bring dit, weet dan sowaar as die Here leef, dat alles reg is en dat daar geen probleme is nie. Maar as ek vir hom sê, die pyle lê aan die ander kant, moet jy gaan, want die Here stuur jou weg. En mag die Here ons help om die beloftes aan mekaar na te kom. Hy is immers getuie daarvan. Dawid het toe volgens afspraak in die veld weggekruip. Toe die nuwe maanfees begin, het die koning aangesit om te eet. Hy het op sy gewone plek teen die muur gaan sit, met Jonathan teenoor hom en Abner langs Saul. Dawid se plek was egter leeg. Daardie dag het Saul niks gesê nie, want hy het net gedink, Dawid is dalk seremonieel onrein. Dis seker hoekom hy nie hier is nie. Maar toe Dawid se plek die volgende dag ook weer leeg is, vra Saul vir Jonathan, hoekom het die seun van Isai dan nie gister en vandag vir die ete opgedaag nie? Jonathan het geantwoord, Dawid het my dringend verlof gevra of hy Bethlehem toe kon gaan. Hy het gesê, laat my asseblief toe om die familieoffer op die dorp by te woon. My broer het my beveel om te kom. As jy dit goed vind, gee my toestemming om te gaan en my broers te besoek. Dis hoekom hy nie hier by die koning se tafel is nie. Maar Saul het in woede teenoor Jonathan uitgebars. Seun van 'n opstandige en rebelse vrou. Jy verkies mos die seun van Isai tot jou skande en die van jou ma wat jou in die wêreld gebring het. Solank daardie seun van Isai lewe, sal jy nooit koning word nie. Stuur en bring hom hier, want hy moet sterf. Maar wat het hy gedoen, vra Jonathan. Hoekom moet hy doodgemaak word? Toe tel Saul sy spies op om na Jonathan te gooi. Jonathan het besef sy pa het vasbesluit om Dawid dood te maak. Jonathan het woedend van die tafel af opgestaan en wou die hele dag niks eet nie.
want hy was ontsteld oor sy pa se skaamtelose gedrag teenoor Dawid. Die volgende oggend het Jonathan veld toe gegaan soos hy met Dawid afgespreek het en 'n jong seun saamgeneem om die pyle op te tel. Hardloop, sê hy vir die seun, en gaan haal die pyle wat ek afskiet. Die seun het gehardloop en Jonathan het anderkant hom verbygeskiet. Toe die seun by die plek kom waarin die pyle geskiet was, roep Jonathan: "Die pyl is nog anderkant jou. Maak gou, moenie nog tel hom nie." Die seun het gou die pyle opgetel en dit na hom teruggebring. Hy het natuurlik niks van die saak geweet nie. Net Jonathan en Dawid het van die afspraak geweet. Toe gee Jonathan sy boog en pyle vir die seun en beveel hom: "Hierso, vat dit terug huis toe." Nadat die seun weg is, kom Dawid uit sy wegkruipplek by die kliphoog en buig 3 keer diep voor Jonathan. Hulle het mekaar omhels en gegroet. Albei was in trane. Dawid meer as Jonathan. Jonathan sê toe vir Dawid: "Gaan in vrede. Ons het in die naam van die Here aan mekaar trou gesweer. Die Here is vir altyd getuie van hierdie ooreenkoms tussen my en jou en tussen ons nageslagte." Dawid is toe daar weg en Jonathan is terug na die stad toe.